Goeiemôre, ons gaan vandag aandag gee aan die grootboek en verdelingsrekening van 'n maatskappy. Cullinan Beperk is geregistreer met 'n gemagtigde aandelekapitaal van 2 miljoen gewone aandele. Die gemagtigde kapitaal word nêrens in berekeninge gebruik nie. Die enigste plek waar ons dit sal gebruik is die aantekening vir aandelekapitaal. So dit sê net vir ons wat is die maksimum aantal aandele wat die maatskappy kan uitreik. Cullinan Beperk het 400 000 gewone aandele teen R5 elk op 1 Julie 2011 en 300 000 gewone aandele teen R6 elk op 31 Desember 2012 uitgereik. So dit is die aandele wat hulle uitgereik het voor die huidige jaar. 400 000 maal 5 gee vir my 2 miljoen. 300 000 maal 6 gee vir my 1,8 miljoen. So dit is my beginsaldo op 1 Julie 2015. Dit is die hoeveelheid aandele wat in vorige jare uitgereik is. Behoue inkomste se saldo is 340 000. Dit is die winste wat in vorige jare teruggehou is en nie aan die aandeelhouers uitbetaal word. Dit beteken hierdie twee rekeninge, gewone aandelekapitaal en behoue inkomste, is ons ekwiteitrekeninge. Aandeelhouers vir dividende is die geld wat ons vir die aandeelhouers skuld aan die einde van die vorige jaar, omdat al die dividende nog nie betaal was nie. En die SAID is die geld wat ons aan die einde van die vorige jaar nie genoeg belasting aan die SAID betaal word. So hierdie twee gaan weer my lasterekeninge wees. Dan gee hulle vir ons al die inligting vir die jaar geëindig 30 Junie 2015. So ons sal met ons saldos begin wat hulle vir ons gegee het op 30 Junie 2014 en dan sal ons hierdie addisionele inskrywings voltooi. Op 21 Julie 2014 word 'n tjek uitgereik om die uitstaande saldo aan die SAID te betaal. So dit beteken ons gaan nou hierdie tjek vir 8.500 betaal. In die SAID-rekening is 'n saldo op die eerste dag van die finansiële jaar van 8.500 wat nie in die vorige jaar betaal is nie. Op 21 Julie word die bank gekrediteer en die SAID word gedebiteer om hierdie uitstaande skuld te betaal. Op 28 Julie word 'n tjek uitgereik aan die aandeelhouers om die uitstaande bedrag te betaal. Die geld wat nog tot die einde van die vorige jaar geskuld word aan die aandeelhouers is die 20 000 en ons gaan dit nou betaal. Die aandeelhouers, die begin van die jaar het 'n kredietsaldo van 20 000 vir geld wat vir die vorige jaar geskuld word. Op die 28ste Julie sal die bankrekening gekrediteer word en die aandeelhouers vir dividende gedebiteer word om die 20 000 skuld te betaal. Reik 'n tjek vir 24 000 aan die SAID uit om voorlopige belasting te betaal. Dit beteken vir die eerste 6 maande bereken ons naaste by hoeveel wins het ons gemaak en ons werk 28% daarop uit en stuur aan die SAID 24 000. So ons betaal ons skuld by die SAID. Dit mag nie in jou inkomstebelastingrekening aangeteken word nie, want jy weet nog nie wat is die uitgawe vir inkomstebelasting nie. Dit kan eers bereken word aan die einde van die jaar nadat die ouditeure die boeke geaudit het. So hierdie bedrag wat ons skuld is om my las by die SAID te verminder, so die SAID-rekening sal gedebiteer word met die 24 000 rand. Die SAID inkomstebelastingrekening wat 'n las is, word gedebiteer met 24 000 om te bewys dat ons betaal 'n gedeelte van ons skuld wat ons aan die einde van die jaar gaan skuld en ons gaan die bankrekening krediteer. Verklaar en betaal 'n interim dividend in die middel van die jaar van 20 sent per aandeel.
Die dividend word uitbetaal op al die aandele wat op daardie stadium uitgereik is. En ons het nog nie weer hierdie jaar aandele uitgereik nie. So sedert die einde van die vorige jaar is die aantal uitgereikte aandele dieselfde. Aan die einde van die vorige jaar was daar 400 000 aandele uitgereik teen R5 en 300 000 aandele uitgereik teen R6, wat vir my totale aantal uitgereikte aandele gee van 700 000. Die 20 sent sal dus op die 700 000 bereken word. Gewone aandele dividend is 'n uitgawe vir die besigheid. Uitgawes vermeerder aan die debietkant en verminder aan die kredietkant. So ons gaan die gewone aandele dividende rekening debiteer om die uitgawe meer te maak. 700 000 aandele is op 30 Desember uitgereik, maal die 20 sent gee vir ons R140 000. Hierdie geld word geskuld vir die aandeelhouers, so ons gaan ons aandeelhouers krediteer met R140 000 om te wys dat die dubbelinskryving vir die R140 000 gaan in aandeelhouers vir dividende wees en in die aandeelhouers vir dividende rekening wys ons gewone aandele dividend om te wys dat die dubbelinskryving is in die gewone dividende rekening. Ons gaan dadelik hierdie R140 000 betaal, so die bank word gekrediteer en die aandeelhouers se skuld verminder aan die debietkant. Die maatskappy reik verdere 100 000 gewone aandele teen R6.50 elk uit. Dit beteken jou gewone aandele kapitaal moet vermeerder. As ons gaan kyk na die aandele, sal ons sien dat die eerste keer, die tweede keer en die derde keer word dit elke keer teen 'n hoër prys uitgereik. So daar is nie 'n pariewaarde vir aandele nie. Die besigheid kan besluit teen watter prys hulle dit wil uitreik en ons gaan net in die kapitaalrekening aandui hoeveel geld het ons ontvang. So dit beteken die kapitaal het vermeerder met 100 000 maal met R6.50. In my kapitaalrekening het ek met 'n saldo begin van 3,8 miljoen, wat bestaan het uit 400 000 aandele wat teen R5 elk uitgegee is en 300 000 aandele wat teen R6 uitgegee is. Nou is daar weer 'n addisionele 100 000 teen R6.50 uitgegee, wat beteken dat my aandelekapitaal vermeerder het met 650 000. Reik 'n tjek op 28 Junie, dis amper die einde van die jaar, vir 36 000 uit vir voorlopige belasting. So aan die einde van die jaar doen ons weer 'n klein inkomstestaat om te kyk wat is die winste wat ons naastenby gemaak het, voordat enige aansuiwerings voltooi is en die boeke geaudit is. En op hierdie bedrag bereken ons 28% en ons stuur vir die SAID voorlopige belasting van 36 000. Ons sal dus die SAID se rekening weer debiteer met die 36 000 om te wys dat ons besig is om ons uitstaande skuld aan die einde van die finansiële jaar te bereken. Ons mag niks in die inkomstebelastingrekening inskryf nie, want ons weet nog nie wat is die uitgawe vir inkomstebelasting nie. Verklaar 'n finale dividend van 20 sent per aandeel. Nou moet ons weer eens gaan kyk, hoeveel aandele is uitgereik op 30 Junie. Ons het oorspronklik 400 000 uitgereik, toe verdere 300 000 plus 100 000. So op hierdie stadium, wanneer die dividend verklaar word, is daar 800 000 aandele in totaal uitgereik. En op hierdie 800 000 aandele gaan ons 20 sent dividend per aandeel moet betaal. Die gewone aandele dividende rekening wat 'n uitgawe is, sal dus vermeerder aan die debietkant met 800 000 maal met 20, wat vir my R160 000 gee. Ons skuld nou 160 000 aan die aandeelhouers, so ek krediteer die aandeelhouers om te wys die geld word vir hulle geskuld, wat my laste sal vermeerder aan die kredietkant. So ons skuld meer vir die aandeelhouers. Hulle het nie gesê dat die bedrag dadelik betaal word nie, so die dividend word verklaar op die winste
maar hierdie bedrag word geskuld en sal eers aan die begin van die volgende jaar betaal word. Nadat die ouditeure die boeke geaudit het, het hulle die wins bereken vir die jaar as 480.000. Inkomstebelasting word teen 28% op hierdie wins bereken. So 'n handelsrekening is voltooi om die bruto wins te bereken, toe se wins en verliesrekening voltooi om die netto wins te bereken, en hierdie netto wins van 480.000 sal nou oorgedra word van die wins en verliesrekening na die verdelingsrekening. En dan gaan ons die inkomstebelasting van 28% op die R480.000 bereken. Ons weet nou vir die eerste keer hoeveel is die wins vir die jaar, so dit is die eerste keer wat ons kan die uitgawe vir inkomstebelasting bereken. Uitgawes vermeerder aan die debietkant en verminder aan die kredietkant, so ons gaan die wins wat vir ons gegee is, 480.000 neem, vermenigvuldig met die persentasie van 28%, want 'n maatskappy betaal 28% belasting op hulle wins, en dit gee vir my 134.400. So die inkomstebelasting uitgawe word gedebiteer om die uitgawe meer te maak. Vir wie skuld ons die geld? Vir die SAID, so ek sal die SAID krediteer om hierdie dubbelinskryving te voltooi. In my inkomstebelastingrekening sal ek wys dat die rekening wat gekrediteer word SAID inkomstebelasting is, en in die SAID inkomstebelastingrekening sal ek die woord inkomstebelasting skryf om aan te dui dat die dubbelinskryving by inkomstebelasting is. Ons gaan dus nou hierdie SAID inkomstebelastingrekening sal deur om te kyk hoeveel geld word daar geskuld aan die einde van die jaar. So ons stel die kredietkant op en dit gee vir my 'n totaal van 142.900. Ons trek die oorspronklike skuld en die 2 voorlopige betalings af, en dit beteken dat ons nie genoeg voorlopige belasting betaal het nie, want daar word 'n saldo afgebring van 74.400. So dit is vir ons 'n las aan die einde van die jaar, laste vermeerder aan die kredietkant en verminder aan die debietkant, en die bedrag wat ons in die balansstaat sal toon as 'n bedryfslas sal 74.400 wees. Aan die einde van die jaar gaan die gewone aandele dividende rekening en die inkomstebelastingrekening, wat albei nominale rekeninge, afgesluit word, en dit gaan oorgedra word na die verdelingsrekening. Ons sal dus die gewone aandele dividendrekening gaan krediteer om hierdie rekening af te sluit met 300, en ons sal die 300 oordra na die verdelingsrekening. So dit is vir my sluitingsoordrag. Toe ons die dividende gedebiteer het en aandeelhouers gekrediteer het, was dit my aansuiwerings. Ek doen 'n sluitingsoordrag om die uitgawe gewone aandele dividend oor te dra na die verdelingsrekening. Dan doen ek weer eens 'n sluitingsoordrag om die inkomstebelasting oor te dra na die verdelingsrekening en te wys dat uit hierdie wins van 480 wat ons gemaak het, wat hulle vir ons gegee het in die wins en verlies, gaan ons eerstens moet dividende betaal en ons gaan belasting moet betaal. En dan kan ons eers bepaal wat is die behoue inkomste wat oorbly aan die einde van die jaar. Op 30 Junie besluit die maatskappy dat hulle 100.000 aandele teen R6.20 per aandeel gaan terugkoop. Nou die eerste stap wat ons moet doen wanneer hulle aandele wil terugkoop is om te bereken wat is die gemiddelde prys van al die aandele wat ons uitgereik het. Want onthou, ons het elke keer die aandele teen 'n verskillende prys uitgereik. So ons het dit nie een keer teen dieselfde prys uitgereik nie, so ons gaan die gemiddelde prys moet bereken. As ons kyk na ons aandelekapitaal, was daar 400.000 uitgereik teen R5, 300.000 teen R6 en 100.000 teen R6.50.
Ek gaan dus 'n berekening doen om te kyk wat is die gemiddelde aandeel-uitreikingsprys. So ek neem die 400 000 aandele maal met die R5 gee vir my R2 miljoen. 300 000 aandele was uitgereik teen R6 gee vir my 1,8 miljoen. 100 000 was uitgereik teen R6.50 wat vir my 650 000 gee. So in totaal het ons 800 000 aandele uitgereik en die totale geldwaarde van die 800 000 is 4,45 miljoen. As ek die gemiddelde prys per aandeel wil bereken, gaan ek die geldwaarde deel deur die aantal aandele wat reeds uitgereik het en dit gee vir my 'n gemiddelde prys van R5.56. Dit beteken ons het die kapitaalrekening in totaal vermeerder aan die kredietkant met 4450. Ons kan nie die kapitaalrekening aan die debietkant verminder met meer as R5.56 per aandeel nie. Tweedens gaan ons gaan bepaal hoeveel aan die aandeelhouers betaal sal word wanneer ons hierdie aandele terugkoop. So hoeveel geld gaan ons betaal? Ons gaan 100 000 terugkoop, ons gaan R6.20 betaal, so dit beteken die totale bedrag wat uitbetaal moet word is 620 000. Goed, dan kyk ons hoeveel gewone aandele kapitaal mee gedebiteer kan word en dit moet wees met die gemiddelde prys. So dit beteken ons gaan 100 000 aandele terugkoop. Ons het uitgewerk dat die gemiddelde prys is R5.56, so wat ek uit my kapitaalrekening kan uithaal is R556 000. Dan bepaal ek hoeveel van die geld wat ek moet uitbetaal aan die aandeelhouers moet uit die behoue inkomste rekening uitgehaal word. Dit beteken behoue inkomste gaan gedebiteer word om behoue inkomste te verminder, omdat ons gaan geld vir die aandeelhouers gee. Ons terugkoopprys is 100 000 aandele maal R6.20, so wat ons in totaal moet uitbetaal is 620 000. Ons gaan die gemiddelde uitreikingsprys R5.56 maal met 100 000 gaan ons uithaal uit ons kapitaalrekening uit. So 556 000 sal in die kapitaalrekening gedebiteer word. Dan die ekstra bedrag, die verskil tussen die 620 en die 556 000 sal uit behoue inkomste betaal moet word. So as ons die twee van mekaar aftrek, sê dit vir my dat ons 64 000 uit behoue inkomste sal verminder. Ek sal dus my aandele kapitaalrekening verminder met die 100 000 maal die gemiddelde prys, wat vir my 556 000 gee, en dan die verskil tussen die bedrag wat ons uitbetaal en die 556 000 gaan ons uit behoue inkomste moet neem om die res van die bedrag op te maak. Dit beteken eintlik dat die maatskappy is bereid om meer as die gemiddelde prys terugbetaal aan die aandeelhouers, omdat 'n gedeelte van hierdie behoue inkomste wat in vorige jare teruggehou is, eintlik aan die aandeelhouers behoort. So hulle kan nie net hulle gemiddelde prys terugkry nie, hulle moet ook 'n gedeelte van hierdie wins kry wat nie in die vorige jare aan hulle uitbetaal is nie. Dan gaan ek gaan kyk, wat is die verskil tussen die behoue inkomste wat ek die begin van die jaar gehad het, min die 64 000 wat ek gebruik het om aandele terug te koop, en die 276 000 dra ek dan oor na my verdelingsrekening. So my behoue inkomste rekening sluit af. Nadat ek die geld uitgehaal het om aandele terug te koop, gaan ek 'n salderingssyfer bereken en dit gaan na my verdelingsrekening toe. Ek sal dus die salderingssyfer in die behoue inkomste rekening wat ek gedebiteer het, die dubbelinskryfing voltooi in die verdelingsrekening en wys dat daar van verlede jaar se behoue inkomste nog 276 000 oor is. So die maatskappy het nie net 480 000 wat hulle kan verdeel nie, hulle het ook die 276 van vorige jare, so die totale bedrag wat hulle kan verdeel is 756 000.
As ons kyk na die gewone aandele dividend en ons neem in ag dat die eindsaldo nadat ek my verdelingsrekening gesaldeer het, bereken ek die eindsaldo is 321. Dan wys dit vir my dat die besigheid het hierdie hele 276 teruggehou en hulle het nog 'n addisionele bedrag teruggehou, want dit het nou vermeerder van 276 na 321.000. So al die vorige jaar se behoue inkomste is weer teruggehou plus 'n addisionele bedrag. As die behoue inkomste hier aan die einde van die jaar minder was as die bedrag wat ons aan die kredietkant het, beteken dit hulle het nie voldoende winste gemaak om die dividende te betaal nie en hulle het van die vorige jaar se behoue inkomste gebruik om die dividend te kon betaal. Die behoue inkomste rekening sal dus gekrediteer word met die salderingssyfer aan die debietkant van die verdelingsrekening om aan te dui wat is my ekwiteit aan die einde van die jaar. So, as ekwiteit sal ek dus wys hoeveel kapitaal is daar aan die einde van die jaar en hoeveel behoue inkomste is daar en hierdie twee syfers saam gee vir my totale ekwiteit wat in die staat van finansiële posisie of balansstaat getoon sal word. In die aantekeninge vir die finansiële status sal ons toon wat is my gemagtigde kapitaal en dit is die enigste plek waar ek ooit die gemagtigde kapitaal gebruik en ons dui aan dat daar 2 miljoen gewone aandele is wat hierdie maatskappy mag uitreik. By uitgereik wys ons hoeveel aandele was aan die begin van die jaar uitgereik, wat was die geldwaarde daarvan, hoeveel addisionele aandele is gedurende die jaar uitgereik en wat is die geldwaarde daarvan. En dan wys ons hoeveel aandele is teruggekoop en ons gaan trek dit af van die kapitaal af, want ons het ons kapitaal nou verminder en dit is teen die gemiddelde prys, want ons mag net die gemiddelde prys uithaal uit my kapitaalrekening uit. En dit sê vir my aan die einde van die finansiële jaar het ons 700.000 aandele oor en die kapitaalwaarde van die aandele is dan die totale bedrag daar. By behoue inkomste kyk ons wat was ons behoue inkomste die begin van die jaar. Wat is my netto wins vir die jaar na belasting? Want die eienaars is nie geregtig op die belasting nie, so dit beteken jy moet eers die belasting aftrek en dit gee vir my die wins waarop die eienaars geregtig is. Dan het ons uit hierdie behoue inkomste het ons 'n terugkoop van 100.000 aandele gedoen vir die gedeelte wat meer as die gemiddelde prys was en ons het 64.000 van ons behoue inkomste gebruik. Die dividende moet ons split en wys watter gedeelte is klaar betaal. So dit sal altyd my interim dividend wees want ek verklaar en betaal dit in die middel van die jaar. Voorgestel of verklaar is die bedrag wat ons aan die einde van die jaar verklaar het, wat nog nie betaal is nie. Maar die totale bedrag gee vir my totale dividende vir die jaar, wat uit behoue inkomste geneem sal word, so ek verminder behoue inkomste met 300.000, en dit gee vir my by behoue inkomste se eindsaldo in die grootboek. Wat het ons geleer? Die bedrag wat uit behoue inkomste betaal word vir die terugkoop van aandele, word in die behoue inkomste rekening aangeteken voordat die saldo in die behoue inkomste oorgedra word na die verdelingsrekening, want ons wil sien hoeveel van die behoue inkomste is oor nadat die terugkoop van aandele gedoen is. Die wins word uit die wins- en verliesrekening na die verdelingsrekening oorgedra. Dan sal die behoue inkomste aan die einde van die jaar nadat hierdie terugkoop gedoen was, sal oorgedra word na die verdelingsrekening om te wys dat die maatskappy het die wins vir die jaar beskikbaar na belasting en daai behoue inkomste wat hulle ook kan verdeel. Dan sal die gewone aandele, dividende en inkomstebelasting afgesluit word na die verdelingsrekening as 'n sluitingsoordrag en die saldo wat ons aan die einde van die jaar in die verdelingsrekening bereken
is die behoue inkomste wat oorgedra sal word na die volgende jaar toe, en dit is my eindsaldo vir behoue inkomste aan die einde van die finansiële jaar in my staat van finansiële posisie.